Goeiedag broeders en susters en almal van julle wat saam luister weer hierdie week in ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Op die oomblik trek ons by ons belydenis oor die genoegsaamheid van God se woord openbaring, die genoegsaamheid van die skrif. Ons bely hieroor in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7. Kom ons sê net gou 'n bietjie weer van verlede week af nou. Waaroor gaan dit as ons sê die skrif is genoegsaam? God se woord openbaring is genoegsaam. En dit beteken beslis nie dat ons daarmee sê dat die woord of die Bybel of die skrif 'n handboek is wat alles oor alles sê nie. Vir die chirurg sê hoe hy 'n operasie moet doen, of vir die motorwerktuigkundige hoe hy 'n engine moet oordoen nie, of vir die ingenieur hoe hy een of ander iets moet ontwerp nie. Nee. Wanneer ons bely dat die skrif genoegsaam is, dan bely ons vanuit die skrif self dat die skrif genoegsaam is om jou tot geloof in Jesus te bring. Dit wys vir jou Jesus. Niks anders het ons nodig as die skrif nie. Die skrif is die genoegsame openbaring van God oor Jesus. Dit is ook genoegsaam om vir jou te wys en jou te bring by 'n lewe tot eer van God op elke lewensterrein, en is genoegsaam om vir jou God se wil vir elke lewensterrein te bring. Vir die erediensterrein, vir die lewe van die plaaslike kerk, vir jou eie persoonlike verhouding en wandel met God, vir jou lewe in huwelik, vir jou gesin en kinderopvoeding, vir jou werk, vir politiek, vir alles. God se woord is genoegsaam om te wys hoe verlos hy jou op daai lewensterrein. God se woord is genoegsaam om vir jou te wys hoe bring hy jou by 'n lewe tot eer van God op daai lewensterrein. God se woord is genoegsaam om vir jou sy wil vir daardie lewensterrein ook te wys. Nou ons sien hierdie waarheid byvoorbeeld in 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17. Die Heilige Skrif kan jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. So genoegsaam om ons te bring by saligheid. Verder, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk, goeie werk, volkome toegerus. Dus, die woord is genoegsaam, en daar is nog 'n hele klomp ander plekke waarby ons verlede week ook kon stilstaan. Nou, verlede week het ons gestop met 'n vraag. Ons het gesien uit die woord, God se woord is regtig genoegsaam, maar wat van goed soos tradisie, profesie, drome, visioene, is hierdie nie ook maniere waarop God met ons praat nie? Moet ons werk net met die skrif alleen, en dan is dit veral vanuit die Romeinse kerk wat vir ons gesê word dat sola scriptura, die skrif alleen, die genoegsaamheid van die skrif is nie die waarheid. En ons kry ook daar dieselfde aanklag vanuit jou charismatiese, anabaptistiese groepe wat sê, maar ons kort ekstra openbaring, daar is goed soos profesie en drome en visioene, die julle belydenis of julle belydenis oor sola scriptura, die genoegsaamheid in die woord is nie reg nie. Wat moet ons hieroor sê? Nou, dis waar ons hierdie week wil ingaan. Ons gaan by die volgende stilstaan. Ons gaan eers kyk na die genoegsaamheid van die woord teenoor woord plus. Woord plus. Dan gaan ons stilstaan by die genoegsaamheid van die woord en die Rooms-Katolieke kerk, en dan genoegsaamheid van die woord en dan goed soos profesie en drome en visioene. Moet ons daaroor dink. Kom ons staan eers stil by die genoegsaamheid van die woord teenoor woord plus. Nou, as ons hieroor praat, dan moet ons teruggaan na ons belydenis in artikel 7. Ons bely daar, ons mag ook geen geskrifte van mense met die goddelike skrif gelykstel. Ook mag ons nie gewoonte of groot getalle of oudheid of kerkvergaderings, verordeninge, besluite met die waarheid van God gelykstel, want hierdie waarheid, die skrif, is bo alles. Nou, wat bedoel ons met hierdie terme? As ons praat van geskrifte van mense, dan is dit byvoorbeeld kerkvaders, soos iemand soos Augustinus, Tertullianus, Chrysostomos.
En dit is ook alles, wat as ons verder in die geskiedenis afkom, soos Johannes Calvijn, Martin Luther. Dit is ook ons eie belydenisskrifte, die apostoliese geloofsbelijdenis, die geloofsbelijdenis van Nicea, Athanasius, die Heidelbergse Katekismus, die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Dordtse leerreëls, die Westminster Confessie, mens nou so 'n bietjie uit ons kringe uit weier begin beweeg. So, dis die geskrifte van mense. Dan, wanneer ons praat van gewoonte of oudheid, dan gaan dit oor oorgelewerde tradisies, oorgelewerde kerklike tradisies. Wanneer ons praat van groot getalle, dan gaan dit oor die meerderheid wat hulle hande kan opsteek, die meerderheid stem. Kerkvergaderings, verordeninge en besluite gaan oor synodes en synodebesluite. Nou, ons bely vanuit die skrif, dat ons nooit ooit 'n menslike geskrif, tradisies, die meerderheid, of synodebesluite gelyk aan die woord kan stel nie. Hoekom nie? Nou, omdat mense dwaal. Jakobus 3 vers 2 sê dit, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Dus, 'n menslike geskrif, Augustinus, Martin Luther, Johannes Calvijn, selfs 'n belydenisskrif kan verkeerd wees. Dit kan rarig verkeerd wees, en daarom moet dit altyd getoets word aan die woord. Daarom kan 'n mens teen 'n spesifieke artikel van 'n geloofsbelydenis of 'n spesifieke sondagafdeling binne in die Heidelbergse Katekismus selfs 'n beswaarskrif skryf. Hoekom? Want die woord is bo alles. Dis wat ons hier sê ook by synode en synodebesluite. Die meerderheid kan ook verkeerd gaan. Jy mag die meerderheid nie volg in 'n verkeerde ding nie, sê Exodus 23 versie 2. En daardie opdrag wat die Here vir ons daardeur Moses gee, impliseer dat die meerderheid baie maal verkeerd gaan, en ons sien dit dwars deur die Openbaringsgeskiedenis, dink aan die tyd van Noag en die sonvloed, nee. Toe was dit net Noag wat reg is. Die hele wêreld was verkeerd. Dink jy ons arme Noag gevoel het? Ek is al een wat reg is. Dit is toch als erg, en jy seker baie keer ook vreeslike twyfel beleef. Of in die tyd van die 12 verspieders, daar toe die Israeliete uit Egipte verlos word en nou Kanaan moet intrek, en dan stuur Moses hierdie 12 verspieders uit, en hulle kom terug, en 10 van hulle sê, die meerderheid sê, hoorie so, dis 'n wonderlike land, maar ons kan die land nie intrek nie. Daar's net 2 Joshua en Caleb, die minderheid wat sê, maar ons moet op die Here vertrou en in die land ingaan. Die meerderheid is beslis nie altyd reg nie. Hulle mag nie ons norm wees nie. God se woord is bo alles. By dit, God soek ook nie menslik uitgedinkte tradisies nie. Die gewoonte en die oudheid. Matteus 15 vers 9, daar sê Jesus, te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is, en dan gaan dit oor oorgelewerde tradisies van die fariseërs waaroor Jesus daar praat. So, daarom bely ons en bly ons by die waarheid van. Die woord is genoeg. Ons het nie iets by dit nodig nie, en ons kan ook nie iets op gelyke vlak daarmee stel nie. Die woord is genoegsaam om jou tot geloof in Jesus te bring. Die woord is genoegsaam om jou 'n nuwe lewe tot eer van God te laat leef. Die woord is genoegsaam om vir jou God se wil te wys op elke lewensterrein. Dat is toch net hier 'n opmerking maak. Beteken dit nou, as ons sê dat ons nooit geskrifte van mense gelyk mag stel aan die woord nie, nooit tradisies gelyk mag stel aan die woord nie, nooit die meerderheid gelyk moet stel aan die woord nie, en nooit synode en synodebesluite gelyk moet stel aan die woord nie, beteken dit daarom dat ons nooit vir Augustinus en Calvijn mag lees nie, en ook nie 'n belydenisskrif mag hê nie, en daaruit moet kan leer nie? Beteken dit dat alle tradisie altyd verkeerd is? Moet ons synodebesluite ignoreer? Nee, hoef dit nie. Nee, wanneer ons bely dat die woord van God genoegsaam is en bo alles is en ons hoogste gesag is, beteken dit Augustinus en Calvijn en die belydenisskrifte moet altyd toetsbaar wees aan die woord en moet voortvloei uit die woord. Die belydenis bely omdat
ons dit wat ons bely lees in die woord. Ons belydenis kom uit die woord. Augustinus verklaar die woord aan en pas die woord toe, en so ook al fyn, die woord is bokant alles wat hy skryf aan. En as hy 'n fout maak, as hy dalk 'n fout gemaak. Okay? En soos ek ook met tradisie. Tradisie is dit verkeerd nie, ek kan ons sê vir 3 keer agter mekaar op redelik dieselfde manier 'n erediens gehou het, dan begin daar 'n tradisie, 'n erediens tradisie vorm. Die vraag is, waar kom jy tradisie vandaan? Het jy dit sommer self uitgedink of kry jy dit uit die woord? Dis baie belangrik, en daarom is jou tradisie ook altyd toetsbaar en veranderbaar, en dit hoef nie dieselfde te bly nie, want dis nie 'n wet nie, dis nie 'n woord van God nie, dis 'n tradisie wat kom en voortvloei uit die woord. Selfs ook met synodebesluit, as 'n synodebesluit die bediening van die woord van God is, ja, dan bly ons daarby. As dit nie is nie, dan kan ons nie daarby bly. So, dis wat ons moet sê oor die genoegsaamheid van die woord, teenoor die gelykstelling van geskrifte van mense en tradisies en so aan met die woord van God. Nee, die woord van God is bo alles absolute gesag, absoluut genoegsaam. Nou, dit bring ons dan by die hele saak van die aanklag van die Rooms-Katholieke Kerk. Ons gaan op daai aanklag van die Rooms-Katholieke Kerk in as ons verder kyk wat ons bely in artikel 7. Ons bely ook mag ons nie die opvolging van tye of van persone met die waarheid van God gelykstel nie, want hierdie waarheid is bo alles. Nou, wanneer ons hier in ons Nederlandse geloofsbelijdenis praat van die opvolging van tye of van persone, dan gaan dit veral oor hoe dit in die Rooms-Katholieke Kerk werk. Die een paus volg die ander paus op. En hulle almal sê ons is opvolgers van die apostel Petrus, wat die rots is waarop die kerk staan, daar in Matteus hoofstuk 16 vers 18, of hulle presies daardie teks reg verklaar, is 'n goeie vraag, maar ons gaan nie nou daarop ingaan nie. Wat is belangrik moet raak sien dat die Romeinse Kerk werk met die pause is die opvolgers van die apostels, en dan werk hulle met die volgende. By die konsilie van Trent, of die synode van Trent, word daar 'n besluit geneem in April 1546. Nou, April 1546 is so 14 jaar voor die Nederlandse geloofsbelijdenis in 1561 geskryf is. En dan word daar besluit en vasgestel dat die bron van alle saligmakende waarheid en sedes, met ander woorde God se wil vir elke lewensterrein, word gevind in die geskrewe woord, die Bybel, en, belangrik, en die ongeskrewe woord, die tradisie, so tradisie in die Rooms-Katholieke Kerk, of waarna tradisie in die Rooms-Katholieke Kerk van God verwys, is die ongeskrewe woord, wat direk van Christus en die apostels ontvang is, en wat van paus tot paus oorgelewer en bewaar gebly het. Die paus bepaal dan ook wat hierdie ongeskrewe woord of tradisie is, wat direk van Christus en die apostels ontvang is. Deel hiervan is dat Maria sonder erfsonde gebore is. In 1854 word dit vasgestel, vanuit die woord plus, die ongeskrewe woord, tradisie. Dat Maria na liggaam en siel in die hemel opgevaar het, dit is in 1950. Dat die paus onfeilbaar is, 1870. Met ander woorde, genoegsaamheid vir die Roomse Christen, vir geloof in Jesus, vir 'n nuwe lewe tot eer van God, vir die kennis van die wil van God op elke lewensterrein, is nie die skrif alleen, is nie sola scriptura. Hulle sê, as ons werk met sola scriptura, ken ons nie die volle weg na Christus nie, ken ons nie die wil van God volkome nie, kan ons nie tot eer van God op elke lewensterrein leef nie. Nee, ons het nodig skrif en tradisie vasgestel deur die paus. So nie sola scriptura. Nee, Romeinse Kerk sê, ons werk met skrif plus tradisie, soos bepaal deur die paus. Nou, iets wat hiermee baie nou saamhang, maar eintlik heeltemal na 'n ander kant toe, of teenoor die Romeinse Kerk staan, maar hiermee saamgaan is die volgende.
die genoegsaamheid van die woord en profesie, drome en visioene. Met ander woorde, wat hier na vore kom, en hierdie kom veral nou uit jou charismatiese beweging, jou anabaptistiese bewegings daar in die tyd van die reformatie, sal net 'n bietjie nog daarop ingaan, maar wat hulle dan sê is die woord of die skrif is nie genoegsaam vir geloof in Jesus, vir 'n nuwe lewe tot eer van God nie, vir kennis van die wil van God op elke lewensterrein nie. Wat ons nodig het is skrif plus profesie, visioene, drome. Ons kyk bietjie net na voorbeelde hiervan. Die Mormone is 'n voorbeeld. Volgens Joseph Smith het 'n engel genaamd Moroni in 1823 aan hom verskyn en hom vertel van goue plate wat in 'n heuwel naby sy huis in Palmyra, New York begrawe was. Ja, vir die Mormone is hierdie plate ook die woord van God. Met ander woorde, die skrif alleen is nie genoegsaam nie. En vir die Sevendagse Adventistes, die geskrifte van en die visioene van Ellen J. White, 'n noodsaaklike byvoeging tot die woord. Die skrif alleen is nie genoegsaam. Die Pinkster en charismatiese beweging het dit ook. Die gelowige individu wat beweer dat die Heilige Gees profeties deur hom of haar spreek in 'n droom, 'n visioen, direkte woord, en dit werk daarmee, dit moet bygevoeg word. Die skrif alleen is nie genoegsaam. Nou is die vraag, hoe moet ons hieroor dink? Wat sê die woord? Dit is waarna ons moet gaan. Wat sê die woord? Nou, dit is hier baie belangrik dat ons moet werk met die gawe van profesie, die gawe van apostel, en dan gaan ons aan die een kant die Romeinse kerk en aan die ander kant ook ouens soos die Mormone, die Sevendagse Adventiste, die charismatiese beweging kan antwoord. As ons ingaan op wat is apostels en profete. Nou die gawe van apostel, en dan belangrik, Nuwe Testament profete. Daarvan lees ons in 1 Korintiërs 12 en in Efesiërs 4 vers 11. Nou die gawe was 'n gawe vir, baie belangrik, die fundamentlêtyd van die Nuwe Testament kerk. Die fundamentlêtyd van die Nuwe Testament kerk. En daarna het hierdie gawes opgehou. Hoe weet ons dit? Nou ons sien dit in Efesiërs 2 vers 20, die Nuwe Testament kerkstandaard is gebou op die fundament van die apostels en profete. En dan word daar gepraat in Efesiërs 22, as daar gepraat word van profete, dan gaan dit oor Nuwe Testament profete. As dit Ou Testament profete was, dan sou profete voor apostels gestaan het. Maar daar word in Efesiërs 2 vers 20 spesifiek gepraat ook die apostels en die profete. Apostels is die 12 apostels en ook iemand soos Paulus. Profete is dan die Nuwe Testament profete, en ons lees van hulle in Efesiërs 4:11, Handelinge 11 vers 28, 13 vers 1, 15 vers 32 en so aan. Nou, hierdie ouens het deur die Heilige Gees gelei, geïnspireerd vir ons die openbaring gegee wat uiteindelik die Here se woord, se genoegsame woord volledig maak. Ek weet nie of julle kon onthou, verlede week het ons gesien dat God se woord is op elke punt in die openbaringsgeskiedenis 'n genoegsame woord, en tot dit by Jesus kom en in Jesus 'n totale genoegsaamheid vind ek. In Jesus, deur sy apostels en sy Nuwe Testament profete, kry ons uiteindelik die totale genoegsame woord. Nou belangrik. Toe hierdie fundament, wat die apostels en die profete nou lê, en waarop die Nuwe Testament kerk verder opgebou word, toe dit gelê is, toe het daardie gawe ook opgehou, die gawe van apostels. Ons kry na die apostels, nie nuwe apostels nie, na die Nuwe Testament profete, nie nog Nuwe Testament profete nie. Hoekom nie? Want die fundament is klaar gelê. Fundament, nadat hy gelê is, verander nie meer nie. Hy kan nie verander deur dat daar nog apostels kom met nog apostoliese openbaring nie. Die fundament kan nie verander deur dat daar nog profete kom met nog profetiese openbaring nie. Dus, die woord is genoeg.
Dit wat ons het in die boeke van die Ou Testament en die Nuwe Testament is die genoegsame woord van God. Die openbaring groei en groei en groei totdat dit in Christus sy volkomenheid bereik. En Christus maak dit vir ons volledig deur sy apostels, Nuwe Testament profete, en nou het ons die genoegsame woord van God. Daarom het ons nie woord en tradisie nodig nie, Romeinse Kerk. Daarom het ons nie woord en profesie, visioene en drome nodig nie, charismatiese beweging, mormone, Sewendaagse Adventiste en so aan. Nou, kom ons sluit nou hierdie week af met 'n volgende vraag wat ons na volgende week toe vat, as die Here wil. In 1 Korintiërs 14 vers 1 staan daar: Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Nou is hierdie nie juist dan 'n teks wat vir ons sê, maar hoorie, ons moet nog profesie hê en so aan. Nou, ons gaan volgende week lekker diep daarop ingaan, op 1 Korintiërs 14. Dan gaan ons sien daar, dat profesie in 1 Korintiërs 14 doen presies dieselfde as wat die genoegsame woord van God op ander plekke in die Nuwe Testament doen. En so gaan ons sien dat 1 Korintiërs 14 se gawe van profesie uiteindelik die gawe is om God se woord binne 'n spesifieke situasie, daar in jou huis, in jou gesin, in jou huwelik, in die plaaslike kerk, by die werk, toe te pas, te preek kan ons sê, te verkondig en dan rigtinggewend toe te pas. Nou, tot dan, kom ons bly by die wonderlike waarheid dat ons 'n genoegsame woord het. Die Nuwe Testament kerk staan op die fondament van 'n genoegsame woord. Daar hoef nie nog tradisie by te kom nie, en daar hoef nie nog allerlei profesieë en visioene by te kom nie. Die fondament staan vas en is genoegsaam, en die kerk verrys op daardie fondament. Nou, baie goed gaan vir die res van julle week.